Ons lees Markus 5, 25 tot 29 gaan oor die vrou wat bloedvloeiend gehad het. My tema vanmôre, kom agter die woord in. Kom agter die woord in, want die woord is die swaard. Amen. As jy Efesiërs gaan lees, praat hy die woord is die swaard van God. Kom agter die woord in. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiend gehad het, en veel onder baie geneesiërs gelei en alle besittings uitgegee sonder om enige baat te vind wat eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, is dit nie mooi dit, vertel jou die wonderwerke, nou vat die Heilige Gees jou agter dit in, nee. Jy kan kyk hoe het hierdie geloof tot werking gekom. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word, en dadelik het die bloed, die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het dit aan haar liggaam bemerk, en dat sy van haar kwaal genees was. Ons bid van baie dankie Here, die koningskap, dankie dat U God is vanmôre. En wil omdraai en sê meer as my Here en my God. Aan U op week behoort en U ook dien. Genade en vrede, bid dat die woord my hart kom lê, dat die woord my vanmôre sal dryf tot my wonderwerk, tot my genesing, tot my verlossing, want U verander nie. En ek eer U daarvoor. Amen en amen. Dit is so, dit is 'n fenominale ding as mense onder mekaar praat en hulle kom by kinders van die Here kom, en as ons begin praat, waaroor praat ons? Praat oor die wonderwerke, nee, die goed wat God doen, die goed wat jy gehoor het. Die awesomeness van die Here, nee. Maar ek wil vir jou sê, dit is lekkerder as jy die getuienis het, nee. Dat jy die getuienis praat, dat die Here met jou gepraat het, dat jy sekere geloofsuitsprake gemaak het, en daai geloofsuitsprake het gemanifesteer, het vir die goed teweeggebring binne in jou lewe. Nou dit is so, as ek en jy na die Bybel lees, klink dit maklik, nee, 12 jaar, die kom sy boom gelees. Maar wat het sy kom soek? Sy het 'n wonderwerk kom soek. Hierdie hele vrou se lewe, dit is aan die einde van Jesus se tweede jaar wat hy op die aarde was. Wat was haar wêreld? Haar wêreld was geld, en met daai geld het sy van elke dokter of iemand raad gehoor en daai rade gevolg. So sy het geweldige baie geld uitgedeel, nee, totdat die woord sê sy niks meer. So wat was haar wêreld? Dokters, mense se opinies, mense se wat sê ek boere raad. Al die boere was ook nie daar. Joodse raad, nee. Sodat sy verlossing, weet, wat doen ons? Jy vra vir mense, wat is jou opsie? Jy gaan dokter toe, en naderhand word die dokters jou wêreld, nee. En hier kom sy, en hier gebeur dit in sy woord, sy het van Jesus gehoor. So wat hoor jy? Wat het hulle verwag? Hulle het die Messia verwag. Die Christus, die Seun van God, wat sal hy doen? Hy doen wonders, tekens, genees, verlos, verander jou lewe. Dis wat sy gehoor het. Wat sê sy? Nou 5 kan by Here maar hoor op God. Wat hoor sy toe deur daai gesprekke? Die woord, wat doen hy? Genees. Nou sy so, onthou net as jy bloedvloeiend gehad het flou, jy ontrou, nee, kon jy niks steen dan, nee. Maar wat sê sy? Sy sê, sy bevestig haar geloof, en sy sê, as ek sy kleed aanraak, nie as hy vir my bid, omdraai, en hy sê, ek moet net agterkom, want die grootheid van God is ewig en ooralstig. Maar as ek sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. So wat het geskuif? Haar hele wêreld het geskuif van die onmoontlike na die moontlike. Haar wêreld geskuif van dokters en geld na Christus Jesus toe. Wat wou sy hê? Sy het 'n wonderwerk gesoek. Dit is maklik om deur die Bybelse blaaie te lees en sê dit het gebeur, maar die vooraf het ek gevoel as jy 'n wonderwerk soek, hoeveel stryd dit op jou is, hoe jy by God pleit, en by die Here pleit in hierdie droom, en die wonderwerk te laat plaasvind. Dit vertel ons nie altyd nie, nee. Maar om 12 jaar in hierdie gevangenskap te wees, dit is 'n geweld, was nie 'n week nie, was nie 'n maand, jy kan jy dink hoe bleek was sy. Hoe maar was om al daai bloed in 12 jaar te verloor. Dit was geweldig.
En wat soek sy? Here, 'n wonderwerk. Sy soek nie net 'n genesing vir 'n kopseer of 'n seer vinger. Nee, sy soek wat? Die onmoontlike wat moet moontlik raak. Ja, amen. Sy kom en sy raak ek, want daar belydenis is. As ek sy kleed raak, sal ek gesond word. En die woord sê, en toe sy hom raak, amen, het sy gesond geword. Wat het sy gedoen? Sy het agter die woord van die stories agtergekom, né? Toe die Bybel was toen ook nie daar geskryf, Jesus was nog nie gepen. So dit wat hulle oor hom vertel het, dit was die woord. En daar die woord het haar geloof aangeraak. Is nie wat ek en jy doen, as jy hoor van iemand kan profeteer, of hulle doen genees, wat lê in jou hart, jy wil ook gaan sien. Jy wil deel hê aan God in hom. Amen. So jy soek 'n wonderwerk, jy soek die Here moet vir jou wonderwerk en 'n verandering in jou lewe bring. So hoe werk hierdie goed? So wat doen sy? Sy kom toe agter die woord, en dis wat ek vanmôre met jou wil praat. Ek wil hê jy moet agter die woord van die Here weer inkom. Ek praat daar in Markus 2 van die verlamde man, wat hulle deur die dakpanne gebring het. Dit klink so maklik. En sy 4 vriende het hom op die dak opgemaak en is dit nie? Maar wat het hulle gesoek? Hulle het 'n onmoontlike ding gesoek. Amen. Hulle het 'n wonderwerk gesoek. Hulle het hoop gesoek. Want om jou vriend, of jou vrou, of jou man in 'n krisis te sien, dis 'n verskriklike ding vir my en jou. Hier is jou vriend, en sê wat sy vriende, hoe verskrik, hy kan nie loop nie. Onthou net, mense in jou huis word jou slaaf. Want jy kan niks vir jouself doen nie. Nou vertel hulle die storie, hulle het dakpan opgemaak en hierdie ou lê daar. Maar wat wou hulle hê? Die onmoontlike moes werk. Want Jesus genees. Ja, amen. Jesus verander sake. Nou lees ek in hierdie blaai en klink dit. Want jy sien ons kop werk so, as ek by die Here is, moet daar 'n wonderwerk wees. Ja, amen. Met jy gevoel, hoe ver kan hy van jou af wees soms? As jy gevoel as jy wonderwerk soek, hoe skuif hy? Jy pleit, jy bid, onthou, daai ou, dit was nie hulle eerste rodeo, hulle eerste om hom te bemoedig nie. Met jy, voor jy regtig by gebed uitkom, motiveer ons jou, help ons jou, gaan sien jy eers die dokters, en al hierdie goed werk in jou lewe, dan kom jy, en dan begin jou geloof werk. Ja, dit is so baie keer as jy by die dokter kom en die dokter sê, wel, die slegte nuus, wat gebeur? Die onmiddellik is daai 'n berg. Wat doen jy onmiddellik? Jy soek na God. Ja. Jy soek wat? Dat die Here hierdie berg moet skei, want dit is onmoontlik. Dat jy jou lewe kan sien in hierdie berg in vasloop. Want dit is 'n vernietigende ding vir jou lewe. Eindelik kom die dokter en sê, ek bring aan jou die dood. Ek stel jou aan die dood voor. Hierdie ding is jou dood. Welcome. Jy gevoel as hulle dit vir jou sê. Ek het dit, ek het hierdie siekte, ek het hierdie ding. Ek moet my pille drink, ek moet my oppas. Wat sê einde? Wat het eindelijk gekom? Dat jou eindelijk aan die dood kom voorstel. En alles in jou lewe verander. Want wie sal jou help? Die ongeloof maak dat dit soos 'n ketting om jou nek is. Dat kom vir my. Dis eintlik wat doen ongeloof? Wurg jou eintlik. Wat as ek jou hier het, wat ek jou lewe uit? Dit was nie merk nie. Wat doen ongeloof? Dit wurg jou. Dit haal die lewe uit jou uit. Maak jou moedeloos. Dit skuif God van jou lewe. Dit skuif God van jou omstandighede. Ongeloof is 'n geweldige ding wat binne in my en jou werk. Ongeloof maak dat jou drome ophou. Ongeloof veroorsaak dat jy nie meer glo nie. Dit veroorsaak dat daar nie meer oorwinnings is nie. Dit veroorsaak dat jy nie meer hoop het nie. Daar is nie meer 'n verwagting vir 'n wonderwerk nie. Daar is nie meer 'n verwagting dat die Here gaan opdaag, want ongeloof wurg jou.
vars dit voel of jy niks omtrent dit kan doen, want jy word meer gesleep in hierdie hoekom, want op ongeloof werk met jou, dat God skuif, dat die woord skuif. Ongeloof werk, dat God nie meer voor oë is nie, dat die woord eintlik agter jou lê, nie meer voor nie, want jy het gebid, jy het gevra, jy het dit gedoen, en hierdie God agter jou doen nie sy job nie. Ons sê dit nie, omdat jou hart is 'n verskriklike ding teenoor God wat jy soms sê en doen. Verskriklik wat ek en jy doen. Ons praat dit nie, maar jy gooi God agter die. Jy loop langs die woord en jy minag. Wanneer jy die woord praat, as die woord op die grond val, het nie meer die mag nie, het nie meer die autoriteit nie, besit nie meer die vermoë om vir jou in te bring in jou beloofde land nie. Dit is 'n verskriklike ding as ongeloof by jou lewe kom opdaag. Hebreërs, daarom ek vanmôre gekom het, en hy praat hier in Hebreërs 3 vers 12, daar is die voortdurende soeke, hoekom kan ek nie oorwin nie, Here? Wat lê in my? Baie keer dit jaar is my ongeloof, en ek sukkel en ek kom nie, bid nie genoeg nie, ek praat nie genoeg nie. Die woord sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, nie groot geloof nie, daar is ons wat groot, die Bybel groot geloof, maar nou sê Jesus, jy geloof het soos 'n mosterdsaad, as jy net kan begin, en op God kan vertrou, dan groei daar die geloof, tot 'n boom, tot 'n bos, waar daar voëls kan kom en nes in daardie bos. Ja, amen. Daarom sê, wat lê in jou hart, wil van jou kom terugkom. Onthou net, ongeloof kom as gevolg van traumas, as gevolg van teleurstellings. Dit, ek wil vir jou sê, dis maklik om goed te praat, maar as jy daai goed gaan begin ontleed, jou traumas in jou lewe, jy voel God nie opgedaag nie. Jou ongeloof wat by jou kom lê. Dis verskriklik. Jy vertel nie van mense hoe die hoop wat jou gedreineer is nie. Die onvermoë waarin jy jouself bevind, dat jy die God wat jy aanbid het uiteindelik nie opgedaag nie. Teleurstelling, onbeantwoorde gebede, maak dat ongeloof 'n geweldige houvas op jou, en dit bring ook in jou lewe, kan 'n gees van ongeloof in jou hart bring. Ja. Dis wat Hebreërs 3 vers 12 praat. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle, kyk hoe ver van my, 'n bose en ongelowige hart is, dat jy afvallig raak van God nie. Wat doen die duiwel? Onthou net, sy job is om hom meer te maak as God. Jy kan maar gaan kyk, wat sê mense, ja, in die Bybel, maar die duiwel antwoord vir sy kinders. Die duiwel beskerm sy kinders. Hoor jy hoe praat? Ja, amen. Wat sê dit vir my? Jy's seer, jy's moeg, jy het nie meer geloof, jy het nie vertrou in jou hart nie, want jy loop nie meer agter die woord aan nie. Die woord het sy waarde verloor vir jou. Dawid kom, hulle veg, hy kom in hierdie geveg in 40 dae, sê die woord en Goliat het elke dag in die oggend en die aand het hy die slagordes van Israel uitgeroep. Wat sê hy toe hy daar kom, en sê hy die vrees het oor die manskappe gekom. Dawid kom. Wie is hier? Is dit nie? Waar staan dit? Die verbond wat ek het met God. Ja. Die res het dit nie meer nie. Hulle verstaan dit nie meer nie. Maar dit kos een ou om julle volk te verlos. Hy sê, jy kom teen. Jy wat die slagordes van Israel, van die lewende God uitdaag. Maar jy sien, ek kan vandag vir jou sê, die Here kan vir jou wonderwerk doen, maar ek wil dit vir jou sê. Ja. God se naam, God se woord, kan sy waarde vir jou verloor het.
He isn't God to you anymore. He's somebody you worship. He's somebody you know about. Ja. Maar jy ken hom nie. Hy het nie meer daai prominente plek binne in jou lewe nie. Dis hoe ons skuif ons. Ons praat hier, ek sê ons sing, maar as nie geloof nie. Ons sing 'n ding. Ons sing oor hom, maar hy is nie meer die hoofrol binne my lewe nie. As jy met mense begin praat, wat praat ons? Ek praat oor my hartseer, my teleurstelling, die moeite van die lewe. Ja, later kom ons, die Here is goed, net wanneer hy vir jou wonderwerk gedoen het. Maar terwyl jy in hierdie berg van jou staan, kruip jy agter die woord weg. Waar's die woord? Lê die woord op jou voete. Loop jy voor die woord, loop jy langs die woord, of loop jy met die swaard van die woord wat voor jou uitloop vir 'n wonderwerk? Ja, halleluja. Onthou net dit kind van die Here. Die oomblik as jy sê net maar jy siek of daar's 'n krisis. Die oomblik as jy hoor sê net maar jy siek. Die oomblik as jy hoor dan jy weet. Hoor net wat ek luister wat ek sê. Ek weet jy weet die Here genees. Ek weet jy weet dit. Maar as 'n ander ding wanneer jy die Bybel lees en jy kom en jy glo en jy sê Here, daar's die draad. En jy omdraai en sê Here, genees my. Dan gaan dit nie meer oor wat iemand sê nie. Dan gaan dit oor vir my dat daar iets in jou hart gebeur het. Dat God weer opgestaan het in jou. Dan wil ek vir jou sê, daai oomblik gaan dit nie meer oor jou nie. Ja. Daai oomblik gaan dit oor God ook. Amen. As jy bid vir 'n wonderwerk, die oomblik as jy jou mond oopmaak en jy vra vir 'n wonderwerk, gaan dit nie meer oor jou nie. Dit gaan oor God ook. Amen. Sy vra hulle die Here, jy begin bid, Here help my sodat ek my droom kan verwesenlik. Die oomblik as jy dit begin bid, gaan dit nie meer oor jou nie, dit gaan oor God ook. Ons gelees daar in Sagaria. Net voor Malagi. Sagaria 4. Vier tot 7, weet wat sê hy. Daarom het ek begin spreek en aan die engel wat aan my gespreek het gesê, wat beteken dit my Heer? En die engel het met my gespreek. Antwoord sê vir my, weet jy dat nie wat dit beteken, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee my Heer, toe antwoord en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubbabel. Naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die heerskare. Wie is hierdie groot berg? Kyk nou, hoe kom God? Dis dit gaan nie oor jou nie. Onthou, jou siekte het vir jou berg geword, jou omstandighede het vir jou berg geword. Dan moet ek vir jou sê, jy bid nie vir iets wat jy kan doen nie. Jy bid vir die goed wat God moet doen. Daar onvermoë wat in jou lewe en jou hart lê, jy dink, as die Here my nie help nie, is dit verby met my. Ja. Dis hier waar hy kom. Nou sê hy, wie is jy groot berg wat voor Zerubbabel sal staan? Sal jy tot 'n gelyke word? Nou kom jy vir jou siekte. Wie is jy berg van pyn? Wie is jy berg van ellende? Wie is jy berg van hopeloosheid? Wie is jy berg van krankheid, moedeloosheid? Wie is jy? Wat sê hy? Ek sê jou gelyk maak. Amen. Wat sê God vanmôre vir jou? Hy staan by jou. As jy agter die woord staan, sê hy, eintlik vir hierdie berg van jou. Wie is jy wat teen my seun staan? Ja, halleluja. Wie is jy wat teen Annetjie staan? Ja. Wie is jy wat teen Erik staan? Wie is jy wat teen Frank staan? Wie is jy? Ja, amen. Wie is jy Amen. wat teen God staan? Amen. Amen. Wie is jy? Wat sal ek doen? Ek sê jou gelyk maak.
Maar wat moet ek doen? Ek moet agter die woord van die Here weer inkom. Ek moet die woord sy waarde gee. Ek moet die woord kan optel. Want die woord red en die woord verlos en die woord gee geloof en die woord gee hoop. Want as ek nie die woord het nie, wat het ek? Want jy sien die oomblik as ek die woord optel en ek gee sy regmatige plek, wat doen ek eintlik? Ek gee aan God sy regmatige plek in my lewe. Dan gaan dit nie meer oor die pyn of oor die omstandighede, dan gaan dit oor hom. Want jy gesien wat doen jou berg. Gaan nie meer oor alles om jou nie, gaan oor jou. Jou hopeloosheid, jou onvermoë, jou kragteloosheid, jou pyn, jou ellende, gaan nie meer oor God nie. Wanneer jy vir God gesê, Here, staan op en veg hierdie ding. Ons doen nie, Here help my, o Here, kan ek nie maak nie. Kom agter die woord in, tel die woord weer vanmôre op, dat die woord sy waarde, laat jou ore weer hoor van die hoop van die Here, laat jou mond weer spreek oor die genade en die krag en die wonder van die Here, oor sy oortuiging dat hy God is, dat hy die Here is van die wonders en die tekens en die werke van die vyand kan verbreek. Laat jou gees nie opgewonde raak en verklaar, Jesus, hy is koning oor wat? Oor my lewe, oor my omstandighede. Dat jy weer kan uitkom en sê, ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus. Jy het gekom in my lewe tuis. Ek haal my lewe uit jou hand uit vanmôre, jou gees van die dood, jou gees van ellende, jou gees van moedeloosheid, jou onreine gees. Ek haal my lewe uit jou hande uit en plaas dit weer in die hande van die lewende God. Want in hom en deur hom is alles moontlik. Maar waar staan God vanmôre? Kan God vanmôre kom en sê, wie is hier die berg? Kan God vanmôre kom voor jou en sê, vir die berg van jou, wie is jy om teen my seun, my dogter te kom opstaan? Ja, amen. Ek sê jou gelyk vir jou. Amen. Amen. Waar is God vir jou? Nee. Is hy die hoofkarakter binne in jou lewe? Want jy sien daar waar die woord sê, geloof kom deur gehoor en gehoor deur die woord van God. Tel God vanmôre op. Die woord wat jou voete lê, wat jy dink dit is niks nie, dit is nie waarde nie, jy het dit afgegooi. Tel vanmôre daai woord op. Skuil agter die swaard van die Here. Moenie langs die swaard loop nie. Moenie laat die woord agter jou wees nie. Laat die woord van die Here jou vooruitloop. Ja. Kyk na die woord. Vind skuiling agter die woord. Vind hoop agter die woord. Want die woord is wat? Ja en amen. Dis nie deur geweld nie, maar deur die gees van die Here. As ek jou vanmôre kan skuif in daardie mosterdsaad, in daardie geloof in, prys die Here dan vanmôre, dat die Here jou kan aanraak, jou weg kan skuif, jou kan genees, jou kan verlos. Laat God vanmôre God word vir jou. Jy vanmôre daai gees het, gooi die ding op die grond. Kom weer! Staan op vanmôre! Kom agter die woord van die Here in. Want die woord is my hoop, die woord is my verlossing, die woord is my bevryding, die woord is my vrede, die woord is my genesing, die woord is my droom, die woord is my toekoms. Wat doen ek eintlik? O God van die moontlike, laat dit moontlik word. Want by die Here is daar nie 'n beperking nie. By die Here is daar nie 'n tekort nie. By die Here is daar nie onvermoë nie. Nee, by God is alles moontlik. Dis daai ding. Terwyl 1000 sê nee, kan een ou sê ja. Is dit nie? Daar kom tussen duisende ouens uit, né? Wie is jy dat my God uitdaag? Amen. Jou probleem gaan nie meer oor jou nie, gaan oor God ook. Want wat vertel jy vir mense? Die Here hoor my nie. Die Here slaan nie meer ag nie. Kom aan. Ons sal dit nie vir die Here sê jy sleg is. Jy antwoord my, kyk, jy sê jy is almagtig, maar jy doen skwat nie. Ons doen nie dit nie. Ons bewaar dit goed in ons hart, want jy is kwaad en jy bitter in jou hart.
Jy's ongelukkig met die lewende God. Hoekom? Want die duiwel het vir jou gesê die woord het nie waarde. God is agter jou. Jy is op jou eie. Nee. Amen. Vanmôre draai jy om. Amen. Jy tel weer die swaard op. Jy loop agter die woord aan. Want die woord is ja. En die woord is amen. En die woord is lewe. En die woord is krag. En die woord is God. Amen. Want in die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. Skuif vanmôre. Skuif. Kom in jou wonderwerke. Kom in jou toekoms. Kom in jou drome. Kom in jou verwagting van God in. Let God be God in you. Nou jy werk met 'n geweldige vyand. En hy is groot en hy laat jou voel hy is groot, maar op 'n dag kom ek vir jou sê, God is groot. Amen. God is groot. Haal jou lewe uit die hand van die vyand uit. Haal jou lewe uit die gees van die dood uit. Haal jou hand uit die gees van hopeloosheid en moedeloosheid en kramp. Haal jou lewe uit daai ding uit. Haal jou lewe uit jou omstandighede uit. Haal jou lewe uit die werk van die vyand uit. En plaas jou lewe weer in die hand van God. Dat jy weer kan weet, Here, ek het guns, ek het genade. Die Here hoor, die Here gee om, die Here gee barmhartigheid, die Here is getrou, die Here ontferm hom, die Here is genade. O, die hand van die Here, die naam van die Here, die oorwinning van die Here, is alles myne. Alles wat in die Bybel staan, elke oorwinning oor hom, is myne ook. Laat God vanmôre vir jou kom staan, vir jou berg sê, wie is jy? Wie is jy wat teen my knegt kom opstaan? Wie is jy wat vir my seun of my dogter sê, dit kan nie wees nie, wie is jy? Ek sê jou gelyk maak. Is dit nie awesome nie? Hierdie berg, hierdie omstandig, wie is jy berg? Wie is jy berg? Ja. Groot is die Here. Amen. En kom ons bid saam. Amen. O, koning Jesus. O, my Here en my God. My koning, my bergvester, my vertroueling. My Here, ons kom vanmôre, want die woord sê, aan ons is geen ander naam gegee, behalwe die naam van Jesus Christus nie. En in hom en deur hom is ons meer as oorwinnaars. Amen. Jesus is God, Jesus is koning, Jesus is die geneesheer, Jesus is die verlosser. Jesus is die woord van môre. O, Paul. Here, ons kom, ek roep die woord van genesing weer oor my uit. Ek roep die woord van hoop weer oor my uit. Ek roep die woord van voorsienigheid weer oor my uit. Ek roep die woord van dat ek behoort weer oor my uit. Ek roep die woord van genade oor my uit. Ek roep die woord van guns weer oor my uit. En ek skuil agter die woord, want die woord is lewendig en kragtig. En skerper as enige twee snydende swaard. Ons prys U vanmôre, my koning. En ons dank U daarvoor, Jesus, God van alle grootte, die almagtige, die Here. Amen. Net